Goeiemôre gemeente. Baie welkom in die erediens en in die besonder baie welkom Maurits, aan julle, die familie, die vriende en almal van Klein Amina wat ons vanoggend die voorreg het om saam met julle te kan deel in die sakrament van die doop. Dankie dat ons as 'n geloofsgemeenskap ook dit vanoggend weer mag saam beleef. Vriende, ons sê ook welkom vir Dominee Andrei. Ou bekende is nie eers nodig om welkom te sê nie, is altyd lekker as hy weer hier by ons is. Dankie dat jy ook vanoggend vir ons die erediens lei en ons sien uit daarna. Ek herinner julle sommer net enkele sommer vinnige aankondigings, is 'n lekker vol erediens en vol program, so program is ook nie die regte woord nie, liturgie, vol liturgie. Daarom wil ek julle nie te lank besig hou nie. Daar's vanaand aanddiens wat weer jeuggroepe en verbintenisgroepe en koffiekuiers op die stoep vir die ouers insluit na afloop van die erediens 6uur. As jy nou nog nie daar was nie, kom en bring gerus jou jong mens saam. Dit sal vir ons baie lekker wees om julle daar te hê. Ek wil julle ook sommer hartlik uitnooi om na afloop van die erediens. Dis een van die moeiliker eredienste van die jaar, so sterkte Andrei, want hier so halfpad deur die erediens begin ons al die boereworsreuke ruik en dan wil almal al uitbeweeg. So kom eet asseblief saam. Dis ons gemeentebrunch, is ons eerste groot kuier vir die jaar en almal is opgewonde. Dankie Steven en Karen, hulle is nie eers hier nie, hulle is doenig daar buite, maar asseblief, al is dit jou eerste maal hier by ons, kom kuier saam, daar is genoeg en dit is sommer 'n lekker manier om in te skakel ook. Volgende Sondag sal julle in die gemeente blaadjies sien. Die 1 Februarie het ons jaarlikse roetemerker vir ons graad 1's en ons graad 8's. So ons graad 1 lidmate sit rondom die nagmaaltafel en ons graad 8's in die aanddiens rondom die nagmaaltafel. So ons nooi julle spesiaal uit daarna en ook al ons graad 1's en ons graad 8's ouers om saam die nagmaal te kom geniet. Vriende, dan net 'n laaste dingetjie voordat ek oorgee aan Johan, ons voorsitter van ons finansiële diensgroep. Sommer net 'n klompie mense aan wie ons aan hierdie tyd in die besonder dink. Ons dink in die besonder aan die hele De Villiers gesin, Dani, Jenny, David, Daniel en Zia. Dani het 'n terugslag gehad met sy gesondheid en dit is 'n uitdagende tyd vir hulle as 'n gesin, so ons vra dat julle ook net in die besonder aan hulle sal dink. Oom Antoni het toe nou sy enkeloperasie verlede week maandag ondergaan, maar hy is besig om aan te sterk en ons is bly dat dit goed gaan met hom. Hy is by die sorgsentrum in Oosvallei. En dan Lelani Klaasen met die afsterwe van haar susterskind, Jared, op die 14de Januarie. Ons dink aan haar, sy het groot verliese in die laaste 2 maande ondergaan of beleef. Oom Konstant is tans besig om dan by die huis aan te sterk na sy prosedure by Kloof. En die res kan julle ook sommer net op die blaadjie sien. Neem asseblief een, daar is genoeg. Ek wil julle nie te lank vanoggend besig hou nie. Johan, ek gee vir jou vir 'n oomblik net so 'n bietjie 'n stukkie finansiële terugvoer. Dankie Bernice. Hallo Andrei. Goeiemôre gemeente. Ja, dit is sommer net vinnig terugvoer. Ons het laas Oktober gesels hierso en ek wil wel sê ons het duim vasgehou vir 'n sekere bedrag vir ons 10de maand bydraes en op die ou end het ons daai bedrag gekry en die volgende maand toe sien ons hier kom nog en hier kom nog en ons het amper 2 keer die bedrag gekry vir wat ons gehoop het. So ek wil vir julle almal en die kerkraad en die gemeente en die leraars ek wil vir julle almal baie dankie sê vir julle beursies oopmaak. Ons weet baie mense gee ook hulle tyd en ons sien ook ten minste 2 keer die tyd ook van mense wat net wil tyd gee en dit het so baie dankie. Kom ons vier dit vandag daar buite en dit is wonderlik om deel te wees van 'n gemeenskap wat so is. Totsiens. Dankie Johan en van ons kant af net dankie ook vir julle as 'n diensgroep, jy en Simonay en Steven en almal wat hard werk om ook mooi op so 'n manier na ons as 'n gemeente te kyk. Dit is 'n voorreg om deel van hierdie gemeenskap te wees. Dankie Andrei. Dankie Bernice, Johan, almal, al die vriendelike gesigte, heerlik om hier te wees. Baie dankie vir die voorreg en natuurlik die doopfamilie. Baie welkom aan al die Britons en
hulle vriende en familie. Vriende, mag die lig van ons liewe Heer Jesus Christus, mag hy regtig jou lewe in hierdie jaar verlig. Hierdie jaar wat so angswekkend begin het, met die groot moondhede wat aan mekaar krap, terwyl hulle sit met kernwapenarsenale om die wêreld 6 keer te vernietig. Mag ons die Here se lig in ons eie lewe, hoe duister dit dan ook al raak by die groot leiers van die groot moondhede raak, mag dit ligter by ons wees. En mag die Here vir ons, baie mense sê, ja nee, maar die suidelike halfrond is veilig. Vriende, daar's nêrens is dit veilig nie. En ons vriende en familie sit daar en ons weet wat dit is om mense te hê vir 4 jaar al in die Oekraïne met nie kernwapens. En hoe sou dit nou wees? Hoe sou dit nou wees? Maar laat ons nie mekaar bang praat nie. Die punt is eintlik, mag die Here se lig in hierdie epifanietyd jou hele lewe verlig. Kom ons sing 'n lied, epifanietlied, hoe glansryk brink die môre ster. En hoe helder skyn die lig van ver in donker aardse nagte. En wat daarop volg. Joyce speel vir ons en Rolien speel ook vir ons, of sing vir ons, Rolien Holland Muter. Baie dankie dat julle ons help. Storie vir kinders. In 'n ver land, in 'n klein dorpie, het 2 seuns in 'n dorpie baie siek geword.
En geen dokter en geen medisyne kon hulle beter kry nie. En toe hoor hulle dat daar in die berge 'n wonderlike dokter is, dokter Goedhart. En dat hy hulle sal waarskynlik kan help. En die paas van die 2 seuns en het hulle 4 het toe na die dokter begin stap oor die heuwels tot diep bo in die berg. Vooraf het die paas geweet, hierdie gaan 'n baie duur ding wees, want hierdie is 'n spesiale gesondmaak. Hulle sal al hulle geld uit die bank uit moet gaan haal om saam te neem. En met die sakke vol geld het hulle daar by die dokter aangekom en vir hom gesê, asseblief dokter, asseblief red ons kinders. Ons sal alles betaal en as dit nie nou genoeg is nie, sal ons weer kom en verder betaal. Toe sê die dokter, julle verstaan nie. Hierdie is so kosbaar, mens kan nie hiervoor betaal nie. Jy kan dit net verniet kry. En al hierdie middele wat hierin is eintlik 'n konsentraat van die natuur self. Julle kry dit verniet. En vir elke seun het hy die medisyne en so houthouer gegee en verduidelik hoe hulle die medisyne moet gebruik. En hulle is daar weg. Die een seun was so opgewonde, was so bly, want veral toe hy die medisyne gebruik, kom hy agter, maar hy word beter, hy gaan heeltemal gesond word. En alles het vir hom in die lewe verander, alles was vir hom, die kleure was vir hom mooier van die bome en van die blomme. En hy het die kleinste skapie raak gesien, en hy het omgegee vir mense, en as iemand iets by hom wou kom leen, dan was hy anders as voorheen. Hy het dit sommer baie maklik gedoen. En as daar een sy speelgoed gebreek het, was hy nie meer so hartseer soos voorheen. Die ander seun oowee, het daar teen die berg afgeloop en gedink, wat 'n soort ou is hierdie dokter, as dit so kosbaar is en hy verkoop dit nie eers nie. Sien hy nie die kans van 'n besigheid nie, sien hy die kans nie, nou bly hy in die berg. Hy kon op 'n eiland sy eie ene gehad het, as hy dit net. En so het sy gedagtes gegaan. Hy het die medisyne gebruik, gesien, ag nee, wat dit help, maar miskien word ek in elk geval van self beter. En toe het hy van die medisyne begin terughou, gedink, hy gaan dit verkoop. En 'n baie groot prys. En na 'n rukkie het hy dit klaar verkoop en toe gaan hy terug na dokter Goedhart toe en hy sê van, wag nee wat dokter, my medisyne is nou op, hier sien ek's nog nie heeltemal gesond nie, gee my nog van daai medisyne verniet. En weer het dokter Goedhart maar vir hom gegee, en weer, tot op 'n dag. Tot op 'n dag dat hy daar by dokter Goedhart kom en dokter Goedhart sê, nou seun, ek sien jy jok vir my. En ek sien jy het eintlik geen respek vir my of vir my medisyne nie. Maar die hartseerste is, dat my medisyne gemaak het dat jy geen respek het vir jouself nie. Dat jy loop lieg en bedrieg, terwyl jy eintlik 'n siek mens voorheen was. Liewe kinders, die doop is maar eintlik 'n teken van God se groot geskenk aan ons. En maak ons nou soos die eerste kind, is ons bly en verander dit ons lewe, en kan ons dit nie glo nie, en ons het dit boonop alles kry, ons het verniet. Of is ons soos die ander seun wat nie eintlik 'n ware geloof het nie, wat 'n skyngeloof het, wat nie eintlik respek het vir die Here, en vir die Here se genade medisyne nie. En daaroor eintlik ook nie respek het vir sy eie lewe nie. En 'n lewe van valsheid lewe. Watter een is ons?
Ons gaan nou, terwyl die kinders nog hier is, vir Amina Riet Bruton ten doop bring, maar voordat hulle vir Amina inbring, gaan ons 'n gebed sing. En kom ons sing dit nou, dis ook hierdie tyd van die jaar dat die skole begin het. En hier in Pretoria is ons so gelukkig met goeie skole en goeie bestuur en goeie hoofde en goeie personeel. Maar kom ons dink 'n bietjie verder aan ons land en selfs aan die wêreld. En ons bid, gee aan ons kroos, u hulp en troos. Gee aan ons u wysheid, Here. Laat almal saam u groote naam verheerlik, u ter ere. Kom ons sing dit en daarna gaan ons vra dat Amina ingebring word en dat Maurits hulle is hier agter, dat hulle na vore kom. Dankie. Elia en Simon en hulle het 'n sussie van die Here gekry, Amina Riet Bruton. En ag, hulle kan maar so 'n bietjie speel. Hulle moet in elk geval miskien daai kers aansteek wat ek al ewig vergeet om aan te steek. So asseblief, hulle Marita. Goed, hier is jy en nou wat julle so lank draai met daai pragtige Amina kind loop, dat ons daarom vir haar kan sien. Goed, dis soos 'n bruid wat laat is. Almal wag. Ja, is dit nou. Kom ons klap hande. Kyk net hierdie boetie. Bly dit. As jy bly sit 'n kroon op die kop, of wil jy hom eintlik op jou kop hê? Nou, jy is eintlik soos ons as mense is, né? Ja, hulle my skat. Goed, kom staan hier iemand. Waar's daai ander niggies en ander Brietenkies? Esther, julle? Kom. Wil julle ook kom, daarbo? Ja, kom af, mens loop net daar by die trappie af. Wil julle? Kom. Hier kom hulle nou. Hier kom hulle nou. Dis reg. Dis reg. Wonderlike ding. En ons verstaan iets van die Nuwe Testament se boodskap oor water na hierdie tyd.
dat water inderdaad lewe bring. Kyk maar hoe lyk die weste van ons land. Dit is redelik dood. Maar dat water ongelukkig ook dood bring. Kyk hoe lyk die verre ooste van die land in Mosambiek. En hierdie dubbele betekenis van water het veral die Nuwe Testamentiese skrywers aangegryp om te sê, as ons in Christus gedoop word, word ons in sy dood en in sy lewe gedoop. Die water is 'n teken van lewe, maar ook van dood. Weer 'n bietjie vat. Jy kan almal hierdie water so vat en gereeld. As dit jy maar sê, skus, maak nie saak nie. Dis nie heilige water nie, dis gewone water. Dan kan 'n mens dit so maak. En sê ek is gedoop. En nou gaan ons vir jou gee. Het julle nou gevat? Ja. Jy kan opbring. Maurits, dankie. O ja, ek dink jy moet hier staan, dat almal kan sien. Jy moet hom langs, kom staan hier langs, papa. Dat ons almal so op 'n hoopie staan. En net na ons gedoop het en die name gesê het, gaan oom Johan vir ons die klok lui. Advokate is duur ouens, so die gemeente gaan 'n lekker rekening kry hiervoor. Is jy reg, moeder? Baie gaan so 'n bietjie. Ja. Amina Reet Britten. Ekskuus my skat. Ons as gemeente doop jou in Christus in sy lewe, in sy dood, in sy opstanding. Jy is deel van Christus op grond van God se genade. Amen. Rustig, hè? Gelukkig, Simon. Gelukkig, Marita. Baie dankie. Dankie dat julle hier is, hoor. Esther, sal jy vir my hierdie boekie gee? En as julle die vraagie positief beantwoord, jy hoef niks te sê nie, jy kan net die kers aansteek. Beloof julle om hierdie lig van die doop ook in klein Amina se lewe in te dra. Julle self te herinner aan hierdie teken van water en julle ander kinders hiermee met die betekenis hiervan groot te maak. Julle antwoord is as julle hierdie kersie aansteek. Kom ons kyk hier by die Christuskers. En dan kan ons hom nou vashou as ons hierdie gebed sing en net na die tyd dan los ons hom hier, Simon, en dan kom haal jy hom na die diens. Nou ja, kom ons bid. Ons dank U Heer en bring U eer, hoe groot is U ontferming. U het Amina aan U verbind, ons leef in U beskerming. Dankie. Ons dank U
Dankie, liewe kinders, julle kan saam met daai oulike tannies nou gaan en vir ons die worsies en die kossies gaan regmaak en proe en toets en al sulke dinge. So word 'n bietjie klein chefs daar buitekant. En natuurlik enige tyd kan julle terugkom. Baie dankie, nie wonderlike skat wat ons het. Vriende, ons mis so maklik die werklike punt waarom kwessies gaan. Dink maar aan die ou samelewingskwessies, toe daar 40 jaar gelede soveel rusie tussen ons was. Willem de Klerk het dit nog genoem, die verkramptes en die verligtes. En hoe het ons elkeen net ons eie kant raak gesien, in plaas van dat ons mekaar se perspektiewe kon raak sien en dalk heel beter besluite geneem het. Daar was die kwessie en daar's nou die kwessie, die stryd tussen die diep verontrustes, wil ek dit noem, oor anti-wokes en net die gewone verontrustes oor die wokes. Die diep anti-wokes en die gewone anti-wokes. En daar's die verskille oor die FSA president. Eerste keer dat 'n mens dit beleef, dat hier 'n groot rusie onder ons is. Oor iemand wat baie ver regeer, maar wat tog duidelik baie invloed het hier. En so sien ons elkeen ons eie kant en ons mis dikwels die punte waaroor dit gaan, om te probeer sorg dat hier vir ons kinders en ons kleinkinders lewe op aarde is oor 40 jaar. En so gaan dit met die geloofskwessies ook. Daar is die kwessies nog nie opgelos in die arme gereformeerde kerk nie, maar nou ja, die vrou in die amp. En hoe geseënd is ons nie, wat dit self belewe, hier in die gemeente in een blok ondertoe, is die doppers nie so gelukkig nie. En hoe het ons gestry oor allerhande goed, kerklidmaatskap, oop kerklidmaatskap. Kerk wat geloop het met 150.000 van ons lidmate is gestig toe. Later het nog 10.000 gegaan. Bybelinterpretasie. In plaas van dat ons net bietjie meer na mekaar luister. Voordat ons praat, voordat ons stry. En natuurlik die nimmer eindigende debat oor die doop. Die kleindoop en die grootdoop. En die grootdopers wat nie die kleindopers kan vat nie en andersom. Verskriklik. En die grootdoopmense het destyds vir ons gesê, miskien kon ons dit nie hoor nie, miskien het hulle te veel, te skreeurig het gesê, ek weet nie, lank terug. Maar hulle het vir ons gesê, julle maak die genade van God so goedkoop, met die manier waarop julle die doop vir almal uitdeel. Almal is welkom, niemand is ernstig nie, die ouers ook nie. Ons is 'n volkskerk, almal behoort aan die kerk. Jy moet, as jy bevordering in die staatsdiens en die onderwys wil hê, daarom sê jy is op die kerkraad van 'n susterskerk. Anders kry jy nie daai bevordering nie. Die doop is vinnig, maklik, aan almal uitgedien, ons het nooit weer eers daaroor gepraat nie. En ons het nie gehoor, dat daar in daardie tyd en elke vroeër, van die
grootste teoloog was wat ook beswaar gemaak het teen die gebruik van die klein doop in die volkskerk nie. Iemand gereken word as die grootste teoloog van die vorige eeu, die Switser Karl Barth van Basel. En Barth het soos enige ander goeie gereformeerde teoloog aanvanklik met die klein doop gestaan en later het hy gesê maar die administrasie, die praktyk van hierdie klein doop bring probleme, ons moet liewerste oorslaan na groot doop toe. Want as 'n mens dit dalk meer bewustelik doen of ondergaan, sal ons dit nie so goedkoop maak nie. Aan die ander kant van die protestantisme het eintlik maar 3 bene, nê? Die gereformeerdes, die Lutherane en dan ook die Anglikane. Maar kom ons vat nou maar net die Lutherane, die befaamde Dietrich Bonhoeffer, wat soveel geloofwaardigheid het, want dit waaraan hy geglo het hy voor gesterf. En Dietrich Bonhoeffer wat gesê het, en hier's 'n aanhaling van hom hier langs aan in die vergaderlokaal, een van sy bekendste aanhalings. Goedkoop genade is genade sonder die navolging van Christus. Dit is doop en nagmaal sonder skuldvergewing. Dit is prediking sonder verootmoediging. Dis genade sonder om die kruiste van geloof te dra. Dis genade sonder die lewende Christus. En so het 'n mens 'n posisie gekry aan die een kant, die groot doop teen die kleindopers, veral ook die wederdopers teen die kleindopers, julle maak die genade goedkoop. Ons probeer dit herstel. Maar aan die ander kant ook dan ons kleindopers teen die grootdopers, wat gesê het, maar kyk wat gebeur. Julle maak mense eintlik net godsdienstig. Dit gaan oor die godsdienstige mens, die volwasse mens wat glo. En die glo moet eintlik dan beloon word met die doop. En dit is nogal indrukwekkende gebeure. Die groot doop aan die een kant. Iemand wat bereid is om sy ou kerk te verlaat, om die byna vernedering van die doopbad te ondergaan. Dit vra iets, dit kos iets. En tog sal ek, mense kan eendag vir oom Karel Barth vra, maar oom, regtig. Het hierdie groot doop regtig die genade van God weer duursaam gemaak? Of was dit ook maar net weer 'n gewoonte, net weer 'n mode? Bietjie van 'n, verskoon die woord, julle het dit nie in Switsers nie, van 'n show. Ons derde kind is nogal in Karel Barth se dorpie waar hy predikant was, Savenwil, nie te ver van Basel af nie, in die kanton Aargau, gedoop. Deur 'n vroue predikant vir die doppers gesê. En ek dink die doop is heeltemal geldig. Maar ek het daardie oggend gedink, ek wens oom Karel kan weer hier in sy ou kerkie wees en sien dat hier 'n klein babietjie gedoop word. Is dit nie amper 'n beter teken van God se genade nie? Is min van 'n vertoon, dis nie eintlik baie indrukwekkend nie. Dis is baie sag, dit gaan baie diep in ons harte. Maar is dit nie waar genade hoort nie? Is dit nie dalk 'n beter teken nie? Die punt is, ons het nie die punt van die doop ingesien nie. Ons het nie eers by die punt uitgekom dat ons krities oor onsself dink nie. Ons het by die punt uitgekom waar ons baie lidmate verloor het, mense onder tug geplaas het, dank die Here, ek het so baie foute gemaak. As mens afgetree is en worstel jy daarmee. Maar die een fout het ek nooit gemaak nie. Ek het nooit iemand wat ek agtergekom het om weer laat doop het, by die kerkraad gaan opgee nie. Kyk, kerkrade is wonderlike goed.
Maar daar's gewoonlik een iemand wat weet en die ander wat nie weet nie en dan volg hulle daai persoon. En om met lidmate te tug oor dat hulle iets uit gehoorsaamheid wat hulle beskou as gehoorsaamheid gedoen het, is verskriklik. Maar goed, ons het nie by die punt uitgekom nie. Predikante is geskort, sy hele storie. Het gaan gelukkig nou beter, maar kort vind dit nog plaas. Gelukkig het van die ander kerke in ander lande, wat ook ander soortige probleme het hulle by 'n punt uitgekom en daar's 'n dokument veral waaraan baie kerke gehoor gegee het, onder leiding van die Geloof en Orde Komitee van die Wêreldraad van Kerke, Peru, 1982, Lima in Peru, 1982, die welbekende dokument Baptism, Eucharist and Ministry. En mense het gesê, kom ons kyk anders na mekaar. Die doop is veronderstel om die eenheidsteken te wees onder ons. Kom ons word nie een nie, kom ons aanvaar mekaar se verskille, maar ook mekaar se goeie bedoelinge. En kom ons sien in, ons het almal tekorte. Ons maak nie genoeg erns met die doop nie. Daaroor lees ons dan nou Romeine 6. Net vir een van my kollegas hier buite gesê, dit is die eerste keer dat ek die moed het, en dis nou die ding van aftrede, né? Jy kry moed waar jy nooit tevore moed gehad het nie. En as hulle jou nou aankla, is dit maar so, jy weet. Romeine 6, 1 tot 11. In die 2000 vertaling. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook saam met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Kan ek die 11de vers herhaal? En dan sit jy eintlik jou eie naam in. André, beskou jouself dan nou so, dat jy in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend is vir God. Liewe vriende, dis Romeine 6, soos Paulus, nie altyd so maklik nie, nê? En kom ons maak dit vir onsself makliker dit te sê, hier's 'n groot, belangrike vraag, die vraag wat ook deur Karel Barth en Dietrich Bonhoeffer, deur die mense van die wederdoop gevra is. Maar hier's ook 'n belangrike antwoord, 'n moeilike antwoord, 'n byna onmoontlike antwoord. Maar kom, die vraag, word mense nie sleg as ons net God se genade beklemtoon nie? Ons is 'n kerk van die genade van God. En van my kollegas het al van my gesê, jong, jy's eensaidig oor God. Jy praat so oor sy genade, jy moet ook oor sy straf praat. En as ons nou na ons wêreld kyk, dan is die mense wat dreig, dan kom hulle baie verder as die mense wat genade uitdeel. So lyk dit, op die kort termyn in elk geval.
Moet ons nie 'n bietjie meer dreig nie? Moet ons nie vir mense weer sê soos in die ou dae, hoor jy, julle gaan brand as julle nie nou hierdie lewe van julle laat staan nie. Vriende, Jesus vertel die gelykenis van die verlore seun. Dreig glad nie, geen kontrak nie. Net genade, aanvaar hom. Kom, ons hou vir jou partytjie. Dit maak mense, godsdienstige mense, soos die oudste seun kwaad, ja. En lees jy Paulus, genade op genade, alles is genade. En nou sê die antwoord van Paulus, nee, kan nooit so werk nie. Dit kan nie so werk nie. Julle is dan klaar dood vir die sonde. Dan kan julle mos nou nie weer sondig en weer genade vra, weer vergifnis vra nie. Juis God se genade verbind ons aan die kruis van Christus, nie net aan Christus nie, maar aan sy dood, en daarmee is ons selfsug, ons sonde, in al sy verskillende gestaltes, en ons haat is dood. Mens wil vir Paulus, vra Paulus, maggies ou, wees bietjie realisties. Hoe kan dit moontlik wees om te sondig, om nie te sondig nie? Ons sien en beleef dit hoe mense agteruit gaan. Ons sien hoeveel kinders wat gedoop is, wat belydenis van geloof aflê het, nooit weer in die erediens kom nie. Wat tog te sê 'n verhouding met U het en by die huis hulle gebede doen. Ek dink Paulus sal seker 2 opmerkings kan maak. Onthou net, ek is Paulus. Ek is die fariseer. Ek is die ou wat so hard met my eie wilskrag probeer het om God se gebooie tot op die letter te hou. Meer as ander mense. Ek het my hele lewe daarvoor toegewy. Ek het nie getrou nie. Ek het sekere dinge my ontsê. Ek het net by die beste leermeesters gegaan om my meer gehoorsaam te maak. Soos julle in Romeine 7 sien, het dit misluk. Ek het net my ego groter gemaak. Ek het net my godsdienstigheid groter gemaak. My godsdienstigheid, en dit beteken dat ek al hoe minder van God se genade afhanklik was. Al hoe minder van sy vergifnis. Dat ek in my ego en my selfsug, in my sonde, eintlik net gegroei het. Toe ek Christus aanvaar. Toe ek plat was. Toe sy genade gekom het. En iets van sy gees deur my begin werk het. En ek minder geword het, sodat hy meer kan word. Toe het daar groei in liefde, in verdraagsaamheid, in respek vir ander. Toe dit eers begin ontwikkel. Maar Paulus, en dan sal Paulus nog iets sê, onthou net ook, wanneer ek skrywe, is dit in die tyd van Christenvervolging. Dit was nie moeilik om 'n gelowige te word nie. Daar was omtrent net ware gelowiges en nie valse gelowiges nie, want dit het 'n prys gekos. Jy moes jouself gee, jy kon jou werk verloor, jy kon uit jou familie geskop geword het. Toe Konstantin gekom het, het hy die kerk mode gemaak, het hy die geloof mode gemaak, en het daar baie valse geloof tot stand gekom. En het mense maar gespeel vir die paviljoen, vir die kerkpaviljoen, en gemaak asof hulle dit is. Dit gaan, wanneer ek hier oor geloof skrywe, oor ware geloof. Oor die ware ervaring van God se genade. En wanneer ons dit het, vriende, dan help dit ons in die hele ritme van lewe. Ek is jammer. Moet dit nog vir julle sê, en ons moet ook gaan eet. Daar is 'n ritme in die lewe. Ek dink die Europeërs met hulle seisoene verstaan dit dalk beter as ons wat so gelukkig hier in Pretoria is, wanneer dit net altyd wonderlike klimaat is. Maar is gesond en wys om met hierdie ritmes van die lewe
saam te leef, om jou kinders daarin groot te maak. Want as hulle weet, daar's 'n tyd wanneer 'n mens klein is, en daar's 'n tyd wanneer 'n mens dit, en daar's 'n tyd wanneer, en so kom daar ook 'n tyd wanneer die oupa eintlik sy goeders begin aflê. En dan aanvaar kleinkinders baie makliker, uiteindelik ook die dood. Daar's dag en nag, seisoene. Daar's hierdie ding van asemhaal, wat ons nie eers altyd goed genoeg doen nie. Selfs dit moet ons vir ons kinders leer, né? Die fisiese en die geestelike kan nie geskei word nie. Alles is eintlik tot 'n mate geestelik, want ons liggaam behoort aan die Here. Ons kinders te leer om dieper asem te haal as hierdie vlakheid. Vars lug in te asem. Daar's nie groei moontlik sonder snoei nie, vir die wat tuine het. En so is dit ook in die lewe. As mens sekere dele van jou kind se wilde takke nie afsny nie, het jy probleme, veral later. Daar's bykry en nuut koop en geskenke kry. Wonderlik, né, dat ons in so 'n bevoorregte samelewing kan lewe waar daar's baie lande en baie mense, die meeste mense in die wêreld wat niks bykry nie. Maar dan moet ons kinders leer ook om weg te gee. Jy het nou nie meer al hierdie klere nodig nie. Hou een speelding vir herinnering. Maar die ander moet ons nou vir ander mense gaan gee. En jy leer vir hierdie kind ook van, ons kry, maar ons gee ook. Iets nuuts begin en iets nuuts eindig. Daar om die tafel sit met jou gesin en gesê, wat gaan ons vanjaar doen wat bietjie anders is? Wat dalk bietjie meer opwindend is? Wat dalk bietjie meer by julle ouderdomsgroep nou pas? Ons kon nou laas nog nie gaan roei het en julle was te klein, maar vanjaar gaan ons dit doen. Maar as ons dit doen, moet ons iets anders los. Want westerse mense se lewens word heeltemal te vol dinge en te vol programme, dat hulle nie meer by mekaar kan uitkom nie, dat hulle nie meer hulle being kan geniet nie, maar net heeltyd is besig is met die doing. Ook gemeentes. Die groot gemeentekonsultante sê almal, Afrikaanse kerke is te besig. Hulle moet minder op hulle programme hê, en dit wat hulle het, eerder beter doen. Leer jou kind om ja te sê wanneer dit kan. Maar van die begin af moet 'n kind ook leer om te kan nee sê, al is die oomie of die tannie of wie ook al baie vriendelik. Van lewensbelang. En vriende, wanneer ons die doop meer erns gaan maak, soos Paulus sê, bedink jou doop. Leef uit jou doop. Leer jou kinders om uit hulle doop te lewe. Dan verdiep ons hierdie ritmiese, wyse, gesonde vorm van lewe. Want dan sê ons ook, as ek daar uitstap by die doopbakkie of by die huis, by 'n stukkie water of die fonteintjie wat daar buite die huis is, en ek tel dit so op, ek is gedoop, ek is verenig met Christus. Ek is dood vir hierdie selfsugtige goed. Ek is dood vir buite huwelikse verhoudinge. Dit hoort nie by my nie. Dit is nie ek nie. Ek los dit, ek maak dit dood. Dis klaar, dis verby. Kolossense sê, trek daai ou klere uit. Die vuil praatjies, die agteraf praat. Agteraf praat sodat ek self beter kan voel. Die vloektaal, die woede, die haat, die gierigheid, die wil wen. Ek sal nou 'n storie oor die wil wen ten slotte vertel. Ek is verenig met die opgestane Christus. En daaroor is ek lewend vir medelee vir mense oor die wêreld. Gelykwaardigheid, geen Griek staan daar in Kolossense. Daar's nou in Christus geen Griek, geen Jood, geen slaaf, geen vryman, geen man, geen vrou. Geen van hierdie onderskeide is meer deurslaggewend as ek my met Christus bekleed nie. Die Amerikaanse gelowige psigiater wat so baie boeke verkoop het, vertel die aangrypende storie en dit dan ten slotte. Sy 14-jarige dogter baie graag saam met hom skaak wou speel. En uiteindelik kry hy 'n tyd, maar dis in die skoolweek.
En sy sê, papa, ek kan net tot 9 uur. En nou begin hulle skaak speel en hy raak geïnteresseerd en hy raak betrokke en so aan. 9 uur sê sy, nog net 15 minute asseblief papa, ek kan nie. Sy's daai soort mens, sy's gedissiplineerd, sy wil sy op, sy het 'n lang skooldag, Amerikaanse skooldag kom eers 4 uur, 5 uur uit. Nee my kind, kom ons gaan nog net aan. Na 15 minute sy sê, papa asseblief, ek gaan maar verloor. God damn it, sê hy. As jy met 'n spel begin, dan moet jy met hom klaarmaak. Sy dogter bars in trane uit. Ek wou 'n verhouding met my kind sterker maak. Ek het dit afgebreek. Wil nie maklik erken nie. As ek in Christus is, dan moet ek die dood erken vir wat dit is. Dit wat 'n verhouding doodmaak. Hierdie wil van my om ten alle koste te wil wen. Hierdie wil van my om my wil bo my kinders se wil altyd te laat geld. Ek moes dit doodmaak. Ek is saam met Christus gekruisig in sy dood. Amen. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u ons uitdaag. Dankie dat u net met genade werk. Dat ons niks verdien nie. Dat u ons gesond en heel wil maak. Amen. Vriende, die dankoffers. En dan het ons 'n antwoordlied. Ek dink ons sal sommer ook bid vir die het Steven gevra vir die ete. Goed, sal dit iewerste doen. Kom 'n lofsang toe. O God van Sion, halleluja, 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 halleluja. Aan U kom 'n lofsang toe, aan U kom 'n lofsang toe. O God van Sion, van Sion. O God van Sion, halleluja, 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 halleluja. Aan U kom 'n lofsang toe, aan U kom 'n lofsang toe. O God van Sion, van Sion. Sjoe, Rolien, Joyce, baie dankie. Dit was wonderlik, dankie julle. Ons antwoordlied, alles is genade. Onverdiende guns alleen. Die verlossing uit die kwade kan net U, o God, verleen. Alles is genade.
bid nou soos ons gebruik is voor die ete, voor die ontbyt. Die wat nou elders gaan eet of iets anders te doen, neem maar die gebed op vir die middagete of vir die aandete wat u gaan hê, en dan spreek ek sommer die seën daarmee saam uit. Ek neem aan die nuwe intrekkers, die wat met hiernatoe kom, ek kan dit nou nie meer onthou in die begin nie, hierso, hulle kry vir jou of vir Bernice en haar babetjies hierso, ek sien daar nie nou. Here, as ons nou daai kos gaan proe, en 'n glasie gaan drink, dan proe ons u genade, u goedheid. Hier in Pretoria, waar ons hierdie wonderlike somer het. En terwyl ons dit doen, is ons verskriklik dankbaar. En dink ons aan hulle wat in die ooste van ons land huise verloor het, en in die weste van ons land huise deur vuur verloor het. Ons dink aan die wêreld wat 'n baie onveilige plek in 'n kwessie van 'n jaar of wat geword het. Dankie dat ons kan dankbare mense wees en 'n bietjie feesvier en grappies maak en gesels en dit sommer net geniet. U is goed vir ons. Here, seën ons met u genade deur ons hele lewe. Seën ons sodat ons sal onthou wie ons eintlik is, dat ons in Christus ingedoop is. In sy dood en in sy lewe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met almal wees, en besonder ook met Amina Riet Bruton en haar familie en oupas en oumas. Mag die genade met u almal wees en bly. Ons sing amen. If you don't see the end, if you don't see the top, don't stop. We know you'll win every fight you fight, every game you play. You will reach the top, at the top, that is where you will stay. You'll win every fight you fight, every game you play. You can never lose, we will be by your side all the way. You'll win every fight you fight, every game you play. Don't you be afraid, you will win every fight, every day. Never give up, my friend.
If you don't see the end, if you don't see the top, don't stop. We know you'll win. Every fight you fight, every game you play, you will reach the top. At the top, that is where